Goeiedag en baie welkom by ons diens by Stellenbosch gemeente op hierdie goeie Vrydag van Paasnaweek 2022. Dit voel of dit gister Kersfees was en nou is dit Paasnaweek en binnekort kyk ons mekaar in die oë en dis weer Kersfees. Die tyd gaan regtig hierdie jaar vinnig verby. Maar mag ons vandag 'n oomblik stil staan en tyd vat om te reflekteer op hierdie baie besondere simboliese dag binne die Christelike tradisie, Goeie Vrydag. Dit is altyd moeilik vir ons om Goeie Vrydag op sy eie te beskou, los van Opstandingssondag. Dit is baie moeilik as jy in my skoene is om beide hierdie dienste en die boodskappe vas te hou en hulle te onderskei van mekaar, want ons weet wanneer hierdie storie gaan. Ek sê hierdie week vir 'n kollega, as dit nou kom by Vrydag en Sondag, dan voel dit vir my ek moet die spanningslyn kan behou tussen Vrydag en Sondag, met die gevolg dat ek moet net Vrydag seker maak dat ek nie die einde weggee, dat Jesus opstaan nie. En hy lag my net en hy sê nie, hy dink daai roemer het klaar uitgeglip, hoe die storie eindig. So is regtig vir ons moeilik om die een of die ander vas te hou, en dalk moet ons dan albei gelyk vashou. Laat my dink aan wat 'n Christendenker uit die 12de eeu gesê het. Sy naam was Hildegard van Bingen, en hy het gesê, "We fly with two wings of awareness. The one wing is an awareness of life's glory and beauty. The other is an awareness of life's pain and suffering." En vandag wil ons baie bewustelik stil staan by die pyn en gebrokenheid van die wêreld en onsself, maar in besonder van Jesus. En wanneer ons dit doen, dan herinner Hildegard ons dat ons nie sweef net met een vlerk nie, maar dat die ander vlerke wat ons onderhou is ook 'n bewustheid van God se liefde, God se grootheid en God se almag. En dit maak steeds verwondering en dankbaarheid by ons wakker. En daarom kan ons op hierdie Goeie Vrydag, dit is dalk hoekom dit 'n Goeie Vrydag genoem word, daarom kan ons op hierdie dag ook aanbid, daarvoor dat hierdie storie nie die einde van die verhaal is nie, dat hy hierdie everlasting God is, wie se lewe nie beperk was tot sy dood nie. Kom ons sing hierdie lied saam met Stefan en ons aanbid hom daarvoor, dat hy vir ewig God is, dat hy getrou is, dat hy almagtig is. Kom ons sing hierdie lied saam. Lord, we will wait upon the Lord.
a strong deliverer. You are the everlasting God, the everlasting God. You do not faint, you won't grow weary. You're the defender of the weak. You comfort those in need. You lift us up on wings like eagles. You are everlasting God, everlasting Kom ons bid saam. Vader, ons bely U as die everlasting God, die God wat vir altyd is. Al kan ons in ons eie gedagtes nie regtig 'n prentjie kry van wat dit beteken nie, want ons lewens is so beperk deur die uitsig wat ons het van nou en van wat was en dalk die drome van wat kom, maar ons kan hierdie begrip van ewigheid nie regtig verstaan nie. Maar mag ons in hierdie plek waar ons is en in hierdie tyd van ons lewe en hierdie tyd van die wêreld net weer ons vertroue sit in 'n God wat groter is as ons. En wat hierdie realiteit en hierdie dimensie van ons bestaan troef met die karakter van ewigheid. Mag ons weer oortuig wees van U deernisvolle teenwoordigheid by ons. Van U alomteenwoordigheid, U alomwetendheid van ons eie seer en pyn ook. En mag ons die ervaring hê dat U ons omvou, dat U ons optel, dat U ons lewe gee. Vader, mag hierdie dag in ons eie geloofsreis net weer 'n baken wees van die omhelsing van wie U is en wie ons is in U. Ons vertrou U daarvoor vandag in Jesus se naam. Amen. Ons herdenk Goeie Vrydag een keer per jaar binne die groter kalender van die kerk. Maar ons herdenk dit elke jaar. Wat beteken dat Goeie Vrydag so 'n bietjie van 'n sikliese karakter het. Ons kom weer en weer terug by hierdie onthou van Jesus se lyding. En dis miskien hoe ons eie lyding ook ervaar, dat ons keer op keer terugkom by hierdie plek waar ons nie anders kan as om ons eie en die wêreld se gebrokenheid te moet konfronteer en te moet vashou nie. En as dit kom by hierdie patroon en hierdie herhalende karakter van lyding, kan dit dalk vir jou voel soos ons sê, asof jy om dieselfde blok stap heeltyd, asof jy elke keer op presies dieselfde plek terugkom en dit skep by ons maklike gevoel van vasgeloopdheid. Maar ek dink dit is die beste metafoor vir ons verhouding met lyding nie. Ek dink die beter metafoor is dat ons ervaring van lyding is meer soos om op 'n spiraaltrap te loop. Want ek dink lyding veroorsaak tog by ons 'n beweging. Soms beteken lyding dat ons beweeg en al voel dit ons kom op dieselfde plek terug, kom ons daar met 'n ander perspektief. Want ons het gevorder as ware, ons het hoër geklim, ons het gegroei deur ons lyding. Ongelukkig is dit ook waar dat ons afwaarts kan wentel en op 'n plek kan kom waar ons agteruit gaan in terme van ons lyding. En daarom hierdie vraag
van waar jy nou staan, wat is jou perspektief op lyding? Watter storie vertel jy jouself wanneer dit met jou gebeur? Hoe reageer jy wanneer jy swaar kry? Watter emosies ervaar jy? Hoe voel dit in jou lyf? Hoe tree jy op? Watter effek het lyding in jou lewe, op jou verhoudings en ook jou verhouding met God? Ek dink dit is 'n verskriklike belangrike vraag om te konfronteer. Want my waarneming is dat lyding myself en ons kultuur en ons samelewing dikwels onkant tref. En ek dink is waarskynlik veilig om te sê dat die meeste van ons het so half 'n pre- en 'n post perspektief op lyding. Voordat ons ly het ons 'n sekere teorie daaroor, 'n sekere perspektief daarop. Maar terwyl ons ly en wanneer ons terugkyk op ons lyding, kom ons agter dat ons perspektief skuif en dat ons bietjie anders daaroor kyk. Wat my laat wonder, hoe het die laaste 2 jaar jou perspektief op lyding geskuif? Kan jy agterkom dat jy anders kyk na suffering as wat jy gekyk het voor die pandemie die hele wêreld getref het? Selfs anders kyk na lyding voor of na hierdie oorlog wat die wêreld op die oomblik bedreig. En ek sê hierdie dinge want ek dink regtig dis belangrik dat ons lyding konfronteer, want dit voel steeds vir my asof die Christelike tradisie vir die oorgrote meerderheid onbeholpe is met ons teologie van lyding. En ons teologie van lyding sê maar net, dis wie ons dink God is, dis hoe ons dink lyding, die plek, die rol van lyding in ons spiritualiteit, en ons godsbegrip, en ons selfbegrip, en ons wêreldbeskouing vanuit hierdie perspektief. My hoop is dat ons saam wees vandag in ons refleksie oor ons elkeen se perspektief tog kan verruim. En ek wil dit doen, hoop ek, deur Kolossense 1 saam te lees, en ek lees dit weer eens baie doelbewus uit die Message vertaling, omdat die Afrikaans groot Afrikaanse woorde bevat, wat partykeer moeilik is om te kontekstualiseer en selfs die Engelse teks is 'n moeilike een, en ek dink hierdie is 'n baie besondere vertaling van die Kolossense teks. So lees saam met my Kolossense 1, dink is hier rondom van vers 15. We look at the sun and see the God who cannot be seen. We look at the sun and see God's original purpose in everything created. For everything, absolutely everything, above and below, visible and invisible, rank after rank after rank of angels, everything got started in Him and finds its purpose in Him. He was there before any of it came into existence and holds it all together right up to this moment. And when it comes to the church, He organizes and holds it together like a head does a body. He was supreme in the beginning, and leading the resurrection parade, He is supreme in the end. From beginning to end, He's there, towering far above everything, everyone. So spacious is He, so expansive, that everything of God finds its proper place in Him without crowding. Not only that, but all the broken and dislocated pieces of the universe, people and things, animals and atoms, get properly fixed and fit together in vibrant harmonies, all because of His death, His blood that poured down from the cross. You yourselves are a case study of what He does. At one time, you all had your backs turned to God, thinking rebellious thoughts of Him, giving Him trouble every chance you got. But now, by giving Himself completely at the cross, actually dying for you, Christ brought you over to God's side and put your lives together, whole and holy in His presence.
You don't walk away from a gift like that. You stay grounded and steady in that bond of trust, constantly tuned into the message, careful not to be distracted or diverted. There is no other message, just this one. Every creature under heaven gets the same message. I, Paul, am a messenger of this message. Ongelooflike mooi teks, en ek wil jy dalk sommer nooi om tussen vandag en Sondag tyd te spandeer met hierdie teks. Ons gaan hierdie selfde teks Sondag weer saam lees en hooplik ervaar hoe verskillende dele van die teks vir ons betekenis kry. Maar wanneer ons dink aan die lyding van Jesus wat hier ook beskryf word, is ons onmiddellike konnotasie aan Jesus se lyding is uit die aard van die saak sy kruisiging. En jy sal onthou, terwyl Jesus aan die kruis hang, is daar 2 misdadigers wat saam met hom gekruisig word. En die een van hulle sê vir hom, terwyl hulle daar hang, die volgende woorde: is jy dan nie die Christus nie? Red jouself en ons ook. Wat hier gebeur is dat hierdie man Jesus se identiteit bevraagteken. Die onderliggende aanname hier is, maar die Seun van God behoort die gesag te hê om sy lyding te voorkom. Die Seun van God behoort nie te suffer nie. En die stukkie onderliggende suspisie dan hier is, so is jy die Christus? Ons lees in Matteus 4 van 'n ander ervaring wat Jesus gehad het van lyding. Ons gaan onmiddellik na sy kruisiging toe wanneer ons aan sy lyding dink, maar die verhaal in Matteus 4 waar Jesus die woestyn ingelei is en versoek is deur Satan, sonder twyfel ook in sy bediening en sy lewe 'n besondere ervaring van lyding. En ons lees daar, toe is Jesus deur die Gees weggelei die woestyn in, om versoek te word deur die duiwel. En nadat hy 40 dae en 40 nagte gevas het hy naderhand honger geword. En die versoeker, as nou die Satan het na hom toe gekom en gesê, as u die Seun van God is, sê dat hierdie klippe brood word. En dan 'n vers of 2 later, toe neem die duiwel hom saam na die heilige stad en laat hom op die dak van die tempel staan en sê vir hom, as u die Seun van God is, werp u self af. Wonder of jy het voorheen raak gesê het, weer eens te midde van Jesus se weerloosheid en te midde van sy eie suffering, word sy identiteit bevraagteken. Die Satan sê vir hom, as jy die Seun van God is, bevry jou van die honger. As jy die Seun van God is, wys dat jy mag het oor binne hierdie realiteit. En weer eens is die onderliggende aanname, maar as jy die Seun van God is, dan sou jy sekerlik nie nou hier gewees het nie. Die Seun van God is tog sekerlik nie veronderstel om te suffer nie. Watter God doen dit aan sy eie seun? Watter God is so om sy kind so weerloos te laat? Onthou julle die respons van Petrus toe Jesus sy eie lyding vir sy disippels aankondig. Ons lees daarvan in Matteus 16. Petrus het vir Jesus op sy geneem en hom berisp en vir hom gesê, mag God dit verhoed, Here. Dit sal beslis nie met u gebeur nie. Ons bely en verklaar baie dinge oor God, maar selde sy gebrokenheid, sy weerloosheid, sy kwesbaarheid, sy suffering. Ons word van kleins af geleer om 'n konstruksie te maak van
God wat sy grootheid en sy almag en sy liefde beklemtoon. Maar ons is ook so bietjie suspisieus oor 'n God wat ly en wat suffer. Wat sê daai kinderliedjie waarmee ons groot geword het? My God is so groot, so sterk en so magtig. Daar's niks wat my God nie kan doen. Wat my bring by die volgende vraag. Met so 'n godsbegrip is ons eie ervaring van suffering dalk nie 'n krisis van identiteit nie. En wat ek daarmee bedoel is, hier gebeur nou iets met my en word ek nou iets wat ek, omdat ek dit van God glo, nie bedoel is om te wees nie. En dis gebroke. Ek is nie veronderstel om te suffer nie. En hierdie ervaring haal my so uit my diepte en voel so vreemd dat dit inderwaarheid vir my voel asof ek myself nie ken nie of myself nie herken nie. Want dis nie die prentjie wat ek van myself het nie. En ek dink ook nie, ek glo ook dis nie die prentjie wat God van my het nie. Ek is nie bedoel om so sonder grounding te wees nie. Ek is nie bedoel om so ankerloos te wees nie. Ek is nie bedoel om so weerloos en angstig en onseker te wees nie. Ek is nie bedoel om so te suffer nie. Sê wie? Beslis nie die Bybel nie. Beslis nie Bybelse spiritualiteit nie. En hierso is dit so belangrik dat ons moet bevestig dat die prentjie wat ons van God het en van onsself het, wat gaan oor groot en sterk en magtig, ook waar is. God is daai dinge. Maar hy's ook 'n ander kant. Ek en jy is ook daai dinge. Ons is na God se beeld geskep. Ons is gemaak om iets van God te reflekteer. Maar soos die skepingsverhaal, eintlik die verhaal net daarna ons herinner toe die sonde die toneel betree, toe sê God vir Adam en vir Eva, stof is jy en jy sal weer stof word. En ons lees hierdie teks baie keer en ons dink dit is so 'n bietjie hulle straf op die sonde wat hulle gedoen het. En dan kom Walter Brueggemann, 'n bekende teoloog, en hy sê, it's not in retaliation dat God hierdie sê nie. Instead, it's a reminder of our true identity as humans, created for life with God, not as God. God herinner ons vroeg dat 'n deel van ons identiteit is beeld en refleksie van hom, maar 'n deel van ons realiteit is verganklik, onvolmaak. En selfs as ons wil vashou daaraan dat ons beeld van God is, dan moet ons vir mekaar sê dat Kolossense 1 sê, die seun is die beeld van God. Die seun is die beeld van God. Van God wat self nie gesien kan word nie. Nou as die seun die beeld van God is, wat maak ons met hierdie God wat aan 'n kruis hang, wat bloei, wat ly, wat sterf? Sekerlik is 'n belangrike stukkie van 'n refleksie van wie God is, ook 'n refleksie van gebrokenheid en van suffering. Daarom so belangrik dat ons hierdie cliché vraag van waar is God wanneer ons suffer? Waar is God wanneer die wêreld suffer? Aanhou antwoord met die woorde, God suffer. Hy is 'n suffering God. Ja, hy is almagtig en groot en sterk en is niks wat hy nie kan doen nie. Maar hy is ook 'n suffering God. Hy is 'n weerlose God. Hy is 'n God wat ly aan die kruis en wat sterf. Wanneer ons hierdie stukkie identiteit van
van onsself vergeet, gelukkig word ons herinner dat God dit onthou. Psalm 103 sê vir ons, God vergeet nie wie ons is nie. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. Hy weet waarvan ons gemaak is. Hy hou in gedagte dat ons stof is. So wat is God se respons op hierdie identiteit wat ek en jy vandag genooi word, gedring word, amper nie 'n keuse het as om vas te hou, as ons wil eerlik wees oor die realiteit van ons eie lewens en die realiteit van die wêreld nie. Die respons van God is om te doen wat hy doen in Christus. En hierdie teks omskryf dit so ongelooflik mooi. Not only that, sê hy, but all the broken and dislocated pieces of the universe, people and things, animals and atoms, get properly fixed and fit together in vibrant harmonies, all because of his death, his blood that poured down from the cross. Bietjie later sê hy, by actually dying for you, God put your lives together, whole and holy, in his presence. So, op 'n manier bevestig hierdie omskrywing van ons gebroke en dislocated stukkies van ons lewe en van die wêreld wat God bymekaar sit, bevestig maar weer net my en jou identiteit as gebroke en dislocated. Die feit dat hy sê hy maak ons heel, is 'n bevestiging van ons identiteit as gebrokenis. En die heel is 'n erkenning dat daar iets groter is as ons lyding. Daar's 'n herstel en herskepproses aan die gang. Waar los dit my en jou vandag? By die baie eenvoudige, maar ongelooflik moeilike uitnodiging om ons gebrokenheid te omhels, om ons gebrokenheid te erken, om dit vas te hou, om aandag te gee daaraan, om dit te voel, om dit te beskryf, om dit te konfronteer. Dit is so moeilik om te doen. Want as ons gewoond geraak het aan 'n selfbeskouing en 'n godsbeskouing van heelheid alleen, beauty alleen, krag, mag, al die mooi dinge, dan voel hierdie tye van gebrokenheid vir ons asof ons nie binne ons identiteit leef wat ons bedoel is om te hê nie. Dit voel uit ons diepte. Dit voel nie reg nie, dit voel onnatuurlik, dit voel onmenslik. Die omhelsing van ons gebrokenheid skep by ons 'n ongelooflike klomp ongemak. Skep by ons emosionele pyn, angs, baie keer verwyd en woede. En 'n klomp emosies wat ons nie aldag weet wat om mee te maak nie. Maar dis die geskenk van Goeie Vrydag. Dit is nog nie Sondag nie. So dat hulle 'n paar keer het Stefan vir ons hierdie mooi lied gesing van It's Friday but Sunday is coming. Sondag kom, maar dit is Vrydag vandag. En Vrydag los ons gelukkig op hierdie plek waar ons eenvoudig net hierdie gebrokenheid moet vashou. En môre, die Saterdag, staan bekend as Silent Saturday. Gebeur aan niks. Dit los ons op hierdie plek waar ons dit eenvoudig moet probeer omhels. Dit is nie 'n maklike ding om te doen nie. Maar dit is 'n wesenlike ding om te doen om die volgende tree te kan gee. Skrywer Brian Draper vertel dat 'n Japaneese man eendag hierdie konsep van probeer verduidelik het
deur hom te vat na sy tuin toe. En hy vat hom na die tuin en hy wys vir hom die bamboes wat in sy tuin groei. En hy sê vir hom, hierdie bamboes het 'n baie unieke karakter, kenmerk. Dit is gegrond en geanker, obviously in die aarde, maar dit is beweeglik. Dit is buigsaam. En wanneer die wind waai, dan buig hierdie bamboes saam met die wind. Hierdie bamboes is daarom sensitief tot sy konteks en sy veranderende omgewing, maar dit hou aan groei. En dan die belangrikste ding sê hy, die geboue wat in Japan, in 'n omgewing wat baie aardbewings ervaar, die geboue wat in Japan staande bly, is die geboue wat in staat is om te beweeg saam met die grond, die trembles, die skudding. Is die geboue wat in staat is om daai aardbewing te absorbeer. En dis natuurlik die kenmerk van die bamboes. Ek en jy moet leer om ons gebrokenheid te absorbeer. Op so 'n manier dat ons geanker bly en aanhou groei te midde van hierdie geskit en beweging en ontwrigting in ons lewe. En dis baie die gevoel wat ek kry uit Kolossense 1. Wanneer hierdie teks my en jou respons probeer beskryf en sê, maar wat moet ons dan nou doen? En dan sê die teks so mooi, you stay grounded and steady in that bond of trust. Constantly tuned into the message. Careful not to be distracted or diverted. Dis my en jou uitdaging. Om geanker te bly, gegrond te bly in hierdie spiritualiteit. In hierdie storie van 'n God wat suffer. Met die vertroue dat wanneer ek daai landskap betree, ek nie alleen is nie, maar 'n God het wat identifiseer en wat in solidariteit met my suffering teenwoordig is. Dit is nie 'n maklike reis nie. Dit is nooit ooit maklik nie. Maar dis die reis van transformasie. Daar gaan ons Sondag meer sê. My sommer laat dink aan hierdie mooi aanhaling uit die bekende storie The Hobbit, waar hierdie twee vriende, Sam en Frodo, op hierdie ongelooflike, uitdagende roeping is, hierdie quest. En dan sê Frodo vir Sam, I can't do this, Sam. En dan sê Sam, I know it's all wrong. By rights we shouldn't even be here. So of dis nie ons identiteit nie, dis nie wie ons bedoel is om te wees nie. But we are. It's like in the great stories, Mr. Frodo. The ones that really mattered, full of darkness and danger they were. And sometimes you didn't want to know the end, because how could the end be happy? How could the world go back to the way it was when so much bad happened? But in the end, it's only a passing thing, this shadow. Even darkness must pass. A new day will come. And when the sun shines, it will shine out the clearer. Those were the stories that stayed with you, that meant something. Even if you were too small to understand why. But I think, Mr. Frodo, I do understand. I know now. Folk in those stories had lots of chances of turning back. Only they didn't. They kept going. Because they were holding on to something.
What are we holding on to, Sam? Asked Frodo. That there's some good in this world, Mr. Frodo, and that it's worth fighting for. Ons hou vandag vas aan hierdie oortuiging dat daar 'n liefdevolle, maar suffering God is, wat teenwoordig is in ons lyding, wat opdaag juis in ons lyding, wat ons omhels op hierdie plek, wat onthou dat ons stof is, dat ons weerloos is, en wat ons aanvaar soos ons is. Ons hou vas daaraan dat hy 'n deernisvolle God is, dat sy deernisvolle liefde ons omhels, en dat hy ons wil bevestig in ons gebrokenheid, net soos wat hy Jesus bevestig het. Want die woorde wat God tot Jesus gespreek het, net voor Jesus die woestyn binnegaan, was die volgende: daar het 'n stem uit die hemel gekom wat sê, dit is my geliefde seun, oor hom verheug ek my. Ons sal nie weet watter impak hierdie woorde dalk gehad het op Jesus se vermoë om sy eie gebrokenheid en suffering in die woestyn te deurstaan nie. Hierdie herinnering, hierdie bevestiging van wie hy is. Vandag wil God ons herinner, jy is my geliefde kind. En aan jou verheug ek my, en aan jou verbind ek my. En besonder in jou lyding, want ek ly saam met jou. Ons gaan luister na hierdie ongelooflike mooi lied, Good Father, wat net sê, you're a good Father, it's who you are. I'm loved by you. It's who I am. Kom ons herinner onsself net aan hierdie identiteit wat ek en jy het. Goeie Vrydag, te midde van ons gebrokenheid. Oh, I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Oh, and I've seen many searching for answers far and wide, but I know
can hardly speak. Peace so unexplainable. I can hardly think as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still as you call me. Deeper still into love. Love, love, you're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good Father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're good. You are perfect in all of your ways. It's who you are. It's who you are. And I'm loved. You are perfect in all of your ways. It's who I am. It's who I am. Ons gaan die nagmaal saam gebruik vandag. En wat vir my so mooi is van hierdie gebeurtenis is dat my en jou storie van lyding is uniek, is persoonlik, dis ons elkeen se eie storie en dit verskil. Maar die nagmaal is die herinnering en die geskenk dat ons ook die liggaam van Christus is. Dat ons saam is, dat ons verbonde is aan mekaar, en dat ons ook in mekaar se lyding deel, soos wat God in ons lyding deel. En om beide vas te hou, wil ek jou nooi om, net voordat jy die tekens van die nagmaal gebruik, net jou eie unieke storie te simboliseer deur jou handtekening te maak. Baie kunstenaars bevestig dat ons handtekening is eintlik ook 'n kunsvorm. Dis so 'n unieke uitdrukking van wie ons is. En wanneer jy jou eie handtekening maak of jou naam skryf, maak nog 'n unieke uitdrukking en teken 'n kruis in enige vorm wat jy wil. As 'n herinnering dat jou unieke storie vandag hierdie storie van Christus se lyding ontmoet. En dan gaan ons die brood saambreek. Want die brood wat ons breek is 'n herinnering dat Christus se liggaam gebreek is vir my en jou. Dat Christus gelei het. En daarom ons kan ontmoet op hierdie plek waar ons eie gebrokenheid en ons eie identiteit vashou. En dan gaan ons die wyn saam drink. En die wyn wat ons saam drink is 'n herinnering dat Christus gelei het, dat hy gebloei het. En dat sy bloed gevloei het in solidariteit met my en jou gebrokenheid. En tot verlossing en herskep en herstelling van my en jou gebrokenheid. En gebruik die wyn en onthou dat Christus teenwoordig is op hierdie plek waar jy die weerlose en pynlike kant van jou menswees vashou. Gee jou geleentheid om jou naam te skryf, 'n kruis te teken en dan die tekens te gebruik in solidariteit ook met Jesus se lyding.
mag jy op hierdie dag ervaar hoe al jou gebreekte en gefragmenteerde stukkies van jou lewe 'n plek kry, vasgehou word in die herdenking van Christus se lyding. Mag jy ervaar dat God se deernisvolle liefde jou omhels. Mag jy ontdek dat jy nie alleen is wanneer jy dit doen nie, maar dat ons saam is. En mag ons die genade vind om hierdie kant van ons identiteit te omhels, vas te hou, te embrace is die mooi woord. En mag jy weet dat die genade van Jesus en God se deernisvolle liefde en sy Gees se alomteenwoordigheid by jou is in hierdie oomblik. Amen. Ons nooi jou met groot afwagting na Sondag se diens toe, waar ons die opstanding vier. Sou jy hierdie diens kom bywoon by Stellenbosch Laerskool, dis om 10:00 Sondagoggend, jy is daar baie welkom. Net so welkom as jy by die week daarna se gemeente braai, die 24ste gaan ons na die oggenddiens saam braai by die skool, as 'n bring braai, bring iets om te braai, ons sal sorg vir bykosse en allerlei ander lekker dinge. En kom ons wees ook so saam en na afloop van Paasnaweek vier ons deel wees van mekaar. Is ook 'n geleentheid nou vir jou om 'n finansiële bydrae te maak tot Stellenbosch gemeente se bediening. Met die offer wat dit is, gee ons God die eer vir die geld en vir die manier hoe ons dit kan aanwend. Mag jy 'n wonderlike Paasnaweek hê, mag dit gevul wees met rus, met konneksie, maar met ook 'n eerlike refleksie van waar jy is en waar die wêreld is. En die afwagting van die boodskap van Sondag. Amen. Oh, I've heard 1,000 stories of what they think you're like, but I've heard the tender whisper of love in the dead of night, and you tell me that you're pleased and that I'm never alone. You're a good Father. It's who you are. It's who you are.